Goeiemôre geliefdes, ek groet elkeen in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek het nie gisteraand verskriklik baie geslaap nie, maar die Heilige Gees het my besig gehou en die Here het baie duidelik gepraat en ek wil graag die boodskap deel. Maar kom ons bid gou saam. Ons Hemelse Vader, groot en almagtig is U. U is die skepper van die heelal, die God wat die verlede, die hede en die toekoms in U hande hou. Here, daar is niks in verband met ons lewens wat U nie weet nie. Daar is niks wat U nie verstaan nie. U is 'n God wat waak oor elkeen van ons. U sien alles wat ons doen, U weet alles wat ons dink, U hoor alles wat ons sê. En Here, so kom ek vanmôre voor U en ek sê dankie vir die woord. Dit is 'n woord wat U gee omdat U lief is vir ons en dat U bekommerd is oor ons. En ek vra Here dat U elkeen wat luister, elkeen wat hoor, sy harte sal versag en hulle gereed maak om met U saam te werk, om te hoor wat die Gees van God vir ons sê en daarop te reageer. Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders daarvan. Ek bid dan, Here, seën hierdie woord. Laat ek minder word, dat U meer kan word, Here. Dat U naam verheerlik kan word deur die woord. En Here, ek gee die woord in getrouheid en gehoorsaamheid aan U. En ek vra dat U elke persoon wat luister na die woord, sal seën en dat die Heilige Gees die naprediker van die woord sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan eers 'n deeltjie lees uit Jesegiel 3 en ek is seker baie mense ken die deeltjie. Maar daar's 'n rede hoekom ek dit gee, sodat mense kan verstaan hoekom ek die woord bring wat ek bring. Jesegiel 3 vanaf vers 17. Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. 18. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtighede sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtighede sterf, maar jy het jou eie siel gered. Die Here gee hier 'n waarskuwing, en sê die mense wat nie gaan die woord in ag neem nie, wat nie gaan luister na die waarskuwing nie, sal in hulle eie ongeregtighede sterf, as hulle hierdie woord verontagsaam. Nou gaan ek vir ons lees Jesegiel 14, vanaf vers 2. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, hierdie mense het hulle trekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit. Sou ek my dan werklik deur hulle laat raadpleeg? Die Here sê hier dat die mense het 'n struikelblok voor hulle aangesig gesit. 'n Struikelblok is 'n ding wat jou laat struikel, wat jou laat val, wat jou keer om vorentoe te beweeg, wat jou keer om geestelik te groei. Dit is die struikelblok waarvan die Here hier praat. Vers 4. Daarom spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, Here. Elke man uit die huis van Israel wat sy trekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na 'n profeet toe kom, ek, die Here, sal hom daar volgens die menigte van sy trekgode antwoord gee. Sodat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul trekgode hul van my afgewend het. Die Here sê, hy sal self deur die profete praat, sodat die mense se harte weer deur hom vasgevang kan word, sodat hulle weer vir hom lief sal wees. Dat hulle kan wegkom van hierdie afgodery af. Vers 6. Daarom sê aan die huis van Israel, so spreek die Here, Here, bekeer julle en wend julle af van julle trekgode en wend julle aangesig af van julle gruwels. Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdeling wat saam met hulle vertoef, wat hom afsonder en my nie navolg nie,
en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na 'n profeet toe kom, dat die my vir hom kan raadpleeg. Hom sal ek die Here self antwoord gee. So die Here sê mense wat idols, afgodery in hulle harte, wat lief geword het vir afgode, en wat hierdie drekgode, hierdie goed wat almal mense se aandag steel voor hulle aangesigte neersit, as hulle na 'n prediker toe gaan en vra vir 'n woord van die Here, hulle vra vir leiding, dan sal die Here hulle self antwoord. Deur die profeet sal die Here hulle self antwoord en hulle gaan nie hou van dit wat hulle hoor nie. Ek sal my aangesig rig teen die man en hom tot 'n teken en 'n voorwerp van spot maak. En ek sal hom uitroei uit die midde van my volk en julle sal weet dat ek die Here is. So mense wat lief is vir afgode, wat aangeheg is daaraan, wat geheg is daaraan om tyd saam met dit te spandeer. Mense wat afgodery voor hulle aangesigte het, wat na die Here toe kom, gaan die Here afsny, hy gaan hulle verwyder van sy mense, van sy volk. Vers 9, en as die profeet hom laat verlei om 'n woord te spreek, ek die Here het die profeet verlei, en ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk uit. So as die persoon, die prediker, of die pastoor, of die profeet, vir daai persoon wat in afgodery is, 'n woord gee, dan gaan die Here daai persoon, daai pastoor, daai profeet, daai prediker, saam met daai man verdelg. Want die Bybel sê, ons moet niks te doen hê met die dinge van die wêreld nie. En as 'n prediker, of 'n pastoor, of 'n profeet vir iemand 'n nice woord gee, as die Here dit duidelik gemaak het, daai persoon is in afgodery, en die pastoor, of die predikant, of die prediker, of die profeet, paai hulle, gee hulle 'n nice woord, bestraf hulle nie, dan gaan die Here daai prediker saam met daai persoon wat in afgodery is, verdelg. Hy gaan hulle uitdelg, hy gaan hulle afsny van sy mense af. Vers 10, en hulle moet hul ongeregtigheid dra, soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet ook wees. So as 'n pastoor, of 'n predikant, of 'n dominee, of 'n profeet, of wie ook al, 'n woord gee vir iemand wat hulle weet, wat in sonde lewe, en hulle bestraf nie daai persoon nie, hulle sê nie vir hom, kom terug na die Here toe nie, maar hulle paai hulle hou dit gemaklik, want hulle wil nie hê die persoon moet hulle tiendes en offerandes uit die kerk uitneem nie, dan is daai prediker net so skuldig soos die persoon wat in afgodery is. Sodat die huis van Israel nie meer agter my wegdwaal nie, en hulle nie meer verontreinig met al hulle oortredinge nie. Die Here gaan daai predikers uitdaag, sodat om die volk te red, om die lidmate te red. Want God soek godvreesende mense op die kansel. Hy soek mense wat die waarheid praat op die kansel, mense wat nog die waarheid preek, mense wat nog waarsku, mense wat nog die mense van Jesus vertel, en nie net die simptome van die lewe nie, nie vir mense vertel wat hulle wil hoor nie. Here sê, hy gaan daai predikers gaan hy uitdelg, saam met die skuldenaars, saam met die sondaars, want hulle is net so skuldig, want hulle waarsku nie die volk nie. Die Bybel sê in Proverbs, Spreuke, hy sê, die herder moet die toestand van die skape ken. Hy moet weet, die gemeentelede in watter toestand is hulle. Die predikant weet, wie is die mense wat in afgodery is. Hy weet wie is die mense wat in sonde is. En as daai prediker hulle nie bestraf nie, dan gaan die Here daai prediker saam met die ander mense uitdaag. Want hy sê in Esegiel 3, dat as hy 'n waarskuwing gee, en ons gee nie die waarskuwing nie, ons vertel nie vir die mense, luister, julle moet julle bekeer nie, dan is daai mense se bloed op ons hande. En hy gaan ons net so straf soos daai mense wat in sonde leef. Want ons het hulle nie die waarheid vertel nie.
dan sal hulle vir my 'n volk wees. Dit is die mense wat agterbly nadat die prediker verwyder is. Dan sal hulle vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees, spreek die Here. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, as 'n land teen my sondig deur troubreek te begaan. Onthou, ons is die bruid van Jesus. En wanneer ons in afgoderry verkeer, is 'n troubreek. Dit is soos om te gaan hoereer en jou man of jou vrou te verkil. So is dit wanneer ons in afgoderry is. Maar wat is hierdie afgoderry? Wat is hierdie drekgode wat mense voor hulle gesigte het? Dit is selfone. Dit is sosiale media. Dit is laptops, dit is computers, dit is gaming consoles. Dit is pornografie. Vir baie mense is dit nie die sosiale media soseer nie, maar hulle huise het 'n afgod geword. Want hulle is meer begaan oor hoe fancy hulle huis is. En al die dinge wat aan hulle huis gedoen word, dat hulle nie tyd het vir God nie. Vir baie van die boere is dit hulle plase, hulle implemente, hulle diere, hulle fancy bakkies, hulle moet die nuutste Ford of die nuutste Toyota ry. Hulle loop en breek met hulle geld, hulle gooi rond asof dit daar 'n nimmer eindende voorsiening daarvan is. Hulle geld het hulle God geword, hulle besittings het hulle God geword, selfone het hulle God geword, die rekenaars het mense se God geword. PlayStation games het mense se God geword. Want die mense het afgedwaal van ons God af. Vir baie mense is dit, vir baie vrouens is dit die nuutste haarstyl, die fancyste klere, false nails, implantings in hulle liggame, opgepompte lippe, want dit is mos nou fashion, dit is wat almal wil hê. Maar is dit wat God wil hê? Enige iets wat in die pad van jou verhouding met God staan, is 'n afgod. En jy sit dit voor jou aangesig, want jy spandeer al jou aandag, al jou tyd, al jou gedagtes, alles daaraan. En die Here praat hiervan, hy praat van hierdie drekgode wat mense voor hulle oë hou, voor hulle aangesig neersit. Miskien is dit storieboeke. Miskien is jy iemand wat 'n boekwurm is en jy is baie lief vir lees en jy is permanent met jou neus in 'n love story. Dan het dit 'n afgod geword. Miskien is jy 'n sosiale vlinder en jy hou van kuier en jy flit van een huis tot 'n ander huis, drink koffie hier, drink koffie daar, gaan kuier daar, gaan na hierdie koffieplek toe, gaan na daai restaurant toe. Dan het dit jou afgod geword. Want dit is waar al jou fokus op is, want dit is voor jou oë, dit is waarna jy kyk, dit is waaraan jy al jou tyd spandeer. Maar al hierdie goeders is net afleiding. Dis net distractions, dis 'n trap wat die duiwel vir jou stel. En hy wil jou daarin vasgevang hou. Hy wil nie hê jy moet uitkom nie. Die Here wil hê ons moet saam met hom leef oomblik tot oomblik. Dag na dag en elke besluit, elke ding wat ons doen, elke gedagte, elke woord, wil hy deel wees van. Nie net 5 minute in die môre nie. Baie mense in die aand gaan klim in hulle bed en hulle lê op hulle rug en hulle is moeg en ek het nog nie gebid nie, en raak hulle slaap terwyl hulle bid. Maar as jy moet kyk hoeveel tyd het jy deur die dag aan die wêreld se goed gespandeer in vergelyking met hoeveel tyd jy aan God spandeer, is daar 'n balans. Die Bybel sê in Matteus 6 vers 31 tot 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alle ander dinge sal daarby toegevoeg word. Maar soek ons God eerste. Kom my eerste in ons lewens. Of kom al hierdie afleidings, al hierdie distractions, al die internetgoed, die TikToks, die Facebooks, die Instagrams, al hierdie goeders kom eerste. Jy mag sê, maar ek sondig nie, dit is net snaakse goedjies van diere, dit is net klips van diere wat snaakse goed doen, of dit is die mense wat die grappe vertel, komedie.
Maar dit is goed wat jou tyd saam met God steel. Jy het nie tyd vir die Here nie, jy het nie tyd vir Bybelstudie nie, jy het nie tyd om behoorlik intersessie te doen en te bid nie. Jy bid vir 2 of 3 minute en dan is jy nou klaar, want dan het jy nou plig gedoen. Maar in werklikheid skeep jy die Here af. En jy het hierdie ander goed het jy as afgode in jou hart gestel, want dis waarna jy geheg is, dis wat jy van hom te doen. Dit is jou realiteit, jou passie, die ding waarin jy al jou aandag spandeer. Dit is nie die Here nie. En die Here sê, kom weg van die goed af. Kom weg van dit af, neem jou Bybel op. Laat ek met jou kan praat. Want jy ken nie my stem nie, jy kan my nie meer hoor nie. So lees jou Bybel, sodat ek met jou kan praat. Sodat jy kan terugkeer na my toe, want die Here wil ons harte weer vasvang. Hy wil hê ons moet lief wees vir hom. Dit moet vir ons 'n plesier wees om saam met hom te wees, om Bybelstudie te doen. Dit moet 'n plesier wees, hy moet ons eerste gedagte in die oggend wees, en die laaste een voor ons gaan slaap. En alles tussenin. Of jy nou bestuur, of jy werk, of jy huis skoonmaak, of jy wasgoed was, of jy kinders oppas, die Here wil deel wees van elke besluit, elke ding wat jy doen, elke aksie, elke woord, elke gedagte. Want ons is een met hom. Kan jy imagine, jy ry van Pretoria of Kaapstad toe, en jy het 'n passasier saam met jou in die kar, maar julle praat nie met mekaar die hele pad nie. Kan jy imagine hoe verskriklik gaan dit wees? Maar so is die Here saam met ons op ons lewenspad, en ons praat nie met hom nie. Hy is maar net 'n passasier daar, hy is nou maar nie daar. Maar ons spandeer nie tyd saam met hom nie, ons praat nie met hom nie, ons kommunikeer nie met hom nie, ons luister nie vir hom nie. Maar die Heilige Gees woon in ons, hy is met ons oral. As jy nou 'n klap toe gaan, as jy nou 'n pub toe gaan, dan forceer jy die Heilige Gees om met jou saam te gaan. As jy gaan hoereer, en jy los jou man of jou vrou by die huis, dan forceer jy die Heilige Gees om net so skuldig te raak dan as jy, want hy woon in jou. Jy is een met hom. Maar ons neem nie die goed in ag nie, ons doen net wat ons wil doen, want hierdie wêreld is ons enigste realiteit. Maar die Bybel sê in Romeine 8 dat ons het 'n verantwoordelikheid om volgens die Gees van God en die geestelike realiteit te leef. Want die mense wat volgens die wêreld leef, kan hom nie please nie. Maar mense lewe volgens die wêreld. Volgens die plesiertjies van die wêreld. En die Here sê dit is veragtelike afgode wat mense voor hulle oë hou en in hulle harte wegsteek. Jy mag dalk 'n boek vir hom wees wat net elke dag net sit en boek lees. Maar spandeer jy ooit tyd saam met die Here? Of het jou boeke jou afgod geword? Baie mense se geld het hulle afgod geword, hulle huise, hulle karre, hulle meubels, hulle diere, hulle grond, hulle landerye, hulle mielies, hulle sonneblomme, het hulle afgode geword, want dit is al waaraan hulle dink, dit is wat al hulle tyd opneem. Hulle het nie tyd vir God nie, en hulle maak hom nie deel van die boerdery nie, hulle maak hom nie deel van enigiets nie. Die hele dag loop hulle en vloek die werkers en gaan te kere, en hulle besef nie dat die Here sien en hoor alles nie. Kom ons lees verder. As 'n land teen my sondig deur troubreuk te begaan, en ek my hand daarteen uitstrek, en die staf van die brood daarvan verbreek, en die hongersnood daarin stuur, en ek daaruit mens en dier uitroei, al was hierdie 3 manne, Noag, Daniël en Job daarin, dan sou hulle deur hul geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Here. Met ander woorde, hulle kan net hulle eie siel red deur hulle geregtigheid. So kan elkeen van ons net ons eie sielsaligheid bewerkstellig deur geloof in Christus. Geregtigheid. Jy kan nie jou kinders red nie, jy kan nie jou vrou of jou man red nie. Hulle kan nie rugry en jy kan hulle nie Abba in die hemel in nie. Jy kan net jouself red deur geregtigheid. As ek wilde diere in die land laat rondswerf, dat hulle dit kinderloos maak en dit 'n wildernis word, sodat niemand daar deurgaan vanweë die wilde diere nie. Al was hierdie 3 manne daarin, so waar as ek leef, spreek die Here, net so hulle sou geen seun of dogter red nie, net hulle sou gered word, maar die land sou 'n wildernis wees. Of as ek die swaard bring oor daardie land en sê, laat die swaard deur die land trek, en ek daaruit mens en dier uitroei,
Al was hierdie 3 manne daar en so waar is wat ek leef, spreek die Here, Here, hulle sou geen seun of dogters red nie, maar net hulle sou gered word. Of as ek die pes in daardie land stuur en my grimmigheid daaroor uitgiet in bloed, om daaruit mens en dier uit te roei, al was Noag, Daniel en Job daarin, so waar is wat ek leef, spreek die Here, Here, hulle sou geen seun of dogter red nie, hulle sou net hulle eie siel red deur hulle geregtigheid. Want so sê die Here, Here, hoeveel te meer as ek my 4 kwaai gerigte, swaard en hongersnood, wilde diere en pes op my mense afstuur, om daaruit mens en dier uit te roei. Maar kyk, daarin sal oorbly wat ontvlug, wat uitgebring word, seuns en dogters, kyk, hulle kom uit na julle toe, dat julle hulle weg en hulle handelinge kan sien, en julle getroos kan word oor die onheil wat ek oor my mense gebring het, oor alles wat ek daaroor gebring het. Ja, hulle sal julle troos as julle hulle weg en hulle handelinge sien, en julle sal weet dat ek nie te vergeefs alles gedoen het wat ek daarin gedoen het nie, spreek die Here, Here. Die Here sê, wanneer hy hierdie straf van hongersnood, van 'n tekort aan water, aan oorlog, pla, wilde diere, as hy dit oor ons land bring, sal elkeen net homself kan red. Jou eie geregtigheid deur geloof in Christus. Jy gaan nie jou kinders of jou man kan red nie. En die boek van Openbaring sê dat elke land in die hele wêreld is skuldig aan hoeredery met die hoer van Babylon. En ons sien dit, ons sien hoe die invloed van die wêreld in elke land deurgaan, hoe dit oorspoel oor die landsgrense, hoe dit die wette van die land beïnvloed. Ons kyk na ons land word deur die Rothschilds besit, asof dit 'n besigheid is. En die Rothschilds is nie Christene nie. Hulle is Illuminati, hulle is sataniste. Ons land is lankal uitverkoop aan die duiwel. Maar die Here sê, wanneer hy hierdie peste en pla en oorlog en goed oor hierdie land bring, gaan elkeen sy eie geregtigheid deur geloof in Christus net homself kan red. Ons sien hoe alles wat in die wêreld gebeur, al die wette wat ingestel word, dinge wat toegelaat word, wat vir die Here 'n afgrysel is, in ons lande wetgemaak word. Waar is die Christene? As elke Christen wat by die naam van Jesus geroep is, kan opstaan in geloof en begin veg en staan vir die koninkryk van Christus, kan hierdie land gered word. Want die Here sê in 2 Kronieke 7 vers 14, sê hy, dat as die mense wat by my naam geroep is, sal terugkeer na my toe en hulle bekeer. As hulle my aangesig sal soek, sal ek hulle genees en ek sal hulle land red. Hulle land genees. Ons kla so baie oor ons land. Maar wat doen ons om 'n verskil te maak in ons land? Is ons so vasgevang in ons afgode? Is ons so afgevang in die traps, die snares wat die duiwel vir ons gestel het met al hierdie afleidings wat ons so besig hou? Dat jou oë vasgenaal is op jou selfoon of jou TV of jou PlayStation games of wat dit ook al mag wees. Dat jy nie enigstens useful is vir die koninkryk nie. God kan jou nie gebruik nie. Want daai goed maak dat jy backslide. Dit maak dat jy nie meer bid nie, dat jy nie meer 'n pad saam met die Here loop nie. Dat jy verdwaal in die dinge van die wêreld, vergeet om jou Bybel te lees. En eventually vergeet jy om te bid, want dit raak 'n gewoonte. Maar die Here sê hy waarsku ons, sodat ons kan terugkom na hom toe, dat ons harte weer deur hom aangegryp kan word. Dat hy weer in ons harte woon in plaas van die afgode. Dat ons harte en ons aandag en alles weer op hom gefestig kan word. In plaas van op die afgode wat ons lewens so oorneem. Ek weet daar's baie gesê al oor selfone. Maar wat van PlayStation games? Wat van Netflix? Mense paak elke aand voor die TV. My soapie kom op, my soapie kom op. En mense gaan aan asof dit 'n werklikheid is.
Maar die enigste werklikheid is in die Bybel, en mense soek dit nie. Hoekom kan ons nie maar die TV afsit en 'n bietjie daai tyd saam met die Here spandeer nie? Die foon een kant sit en sê, ek gaan tyd saam met my Here spandeer. As jy ry in jou kar, praat met die Here. As jy besig is met jou huiswerk, terwyl jy werk, maak die Here deel van alles wat jy doen. Dank hom vir die stofsuier. Dank hom vir die feit dat jy 'n huis het om in te woon. Ons kla so oor die wasgoed was, dis sulke harde werk. Terwyl jy wasgoed was, sê dankie Here dat ek wasgoed het om te was. Dankie dat ek skottelgoed het om te was, dat daar nog kos in my huis is. Dankie Here dat ek moet vloere was, want daar is mense wat in hierdie huis woon. Here, ek moet die bad uitwas. Dankie Here dat ek 'n bad het om uit te was, sodat ons kan bad en dat daar mense is in hierdie huis wat in hierdie huis woon, dat ek nie alleen is nie. As ons kan begin om dankbaar te wees vir dit wat die Here vir ons gegee het, in plaas van om altyd te kla oor alles, en terug te keer na die Here toe, en op te hou ons huise en ons karre en ons geld en ons alles afgode maak, dan sal ons hele lewe verbeter. Want die dag wanneer jy sterf, bly jou selfoon, jou kar, jou huis, jou meubels, alles waaraan jy so hard werk om bymekaar te maak, bly agter. Jy kan dit nie saamvat nie. Jy kan niemand red behalwe jouself nie, deur geloof in Christus. Wanneer jy mielies geplant het, en jy sien daai mielies is geplant, sê dankie Here, ek het mielies gehad om te plant. Dankie, ek het 'n stukkie grond om te bewerk. Dankie, daar is water, daar is kunsmis. Dankie dat U voorsien. Dankie dat U my geseën het. Van die Bybel sê in Deuteronomium dat dit is die Here wat ons die mag gee om rykdom bymekaar te maak. Dit is die Here wat ons die mag gee om plase te kan bewerk, om 'n werk te kan doen. Jou werk is nie jou inkomste, dis nie jou source nie, die Here is. As daai werk wegval, as jou plaas weggevat word deur die regering, gaan jy staande bly? Of het jy dan jou God verloor? 'n Vrou vra eendag vir my, daar was 'n vreeslike veldbrand. En sy is kwaad en sy vra vir my, wat se tipe God sal 'n wind stuur om die vuur aan te blaas? En ek kyk haar so en ek sê vir haar, die God wat probeer om jou aandag te kry. Want jy sê, by die sweet en die bloed van jou aangesig het jy alles opgebou. Waar is die eer wat God toekom? Want dit is God wat julle dit bemagtig het. Dis God wat vir julle dit moontlik gemaak het om daai plaas te kan hê, om daai grond te kan bewaar. Dis hy wat vir julle sterk liggame gegee het om die werk te kan doen. Wat vir julle gehelp het om 'n trekker te hê, sodat julle kan ploeg. Wat vir julle gehelp het om diere te kan hê, want dis hy wat ons bemagtig om rykdom bymekaar te maak. En sy het my die lelikste vuil kyk gegee en sy het weggeloop. Want sy het nie gehou van wat ek vir haar gesê het nie. Die Here sê in Esegiel 3, dat hy sit 'n struikelblok voor mense neer, om hulle te stuit, om hulle te stop, om hulle tot ander insigte te bring, om hulle te kry om terug te keer na hom toe. Maar baie mense wil nie luister nie. Hulle raak kwaad wanneer hulle die struikelblok teekom. Hulle wil rebelleer teen die Here. Maar wie is ons om met ons Skepper te wil beklei of argumenteer? Dis tyd om terug te kom na hom toe, terug te keer na hom toe. Al hierdie ander goed weg te sit, want hy sê, al hierdie drekgode wat julle voor julle aangesigte neergesit het, dit wat julle op fokus, dit wat julle na kyk, kom weg van dit af en kom terug na die Here toe. Want hierdie goed gaan agterbly. En ek het al soveel keer gesien dat mense maak vir hulle self soveel skatte bymekaar en hulle bou 'n pragtige huis en die dag as hulle afgesterf het, dan spat al reg uit mekaar het, want elkeen wat inkom vat ietsie. Dan is daar niks oor van daai pragtstuk van 'n huis meer nie. Waarvoor het jy so hard gewerk om dit op te bou? Die Bybel sê, maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie. Laat ons skatte in die hemel wees. Laat ons harte by die Here wees.
dat ons aandag terugkeer na hom toe. Want hy sê, hy gaan die kerkleiers, wat die mense paai, wat nie op tone wil trap nie, gaan hy uitwis saam met die sondaars. So jy kan nie altyd net staat maak op 'n predikant of 'n pastoor of 'n dominee of 'n profeet of wat ook al nie. Jy moet vir jouself die Bybel bestudeer. Jy moet jou eie pad en jou eie saligheid uitwerk. Jy moet die tyd uitkoop saam met die Here en hom deel maak van jou lewe, want hy is ons lewe. Hy is die asem in ons longe, hy is die klop van ons hart. En sonder hom kan ons nie. Mag elkeen wat hierdie woord hoor, ons eie lewens in ooskou neem. Mag ons eerlik wees oor wat ons sien. En mag die Here help, dat ons bereid sal wees, om werk te maak daarvan. Dat ons nie net hoorders sal wees van die woord nie, maar daders ook. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, soms voel ek die pyn, die frustrasie. Ek sien die woede, nie seer in die woorde. Die volk wat so afvallig is. Die mense van die hart, die mense vir wie U so lief is. Die kinders. Here, soms wonder ek dat as ons kinders nie met ons praat nie, en hulle eet net ons kos, en hulle slaap net in ons beddens, en hulle verwag net ons met hulle was gedoen, en alles doen, en gee, maar hulle het geen tyd vir ons nie. Hoeveel van ons gaan nog lief bly, en geduldig bly met hulle? En as ek kyk na U geduld, Here, U geduld met U kinders, wat soms so halstarrig is, so hardkoppig is, dan kan ek net bid vir genade. Dat U in elkeen van ons se harte sal werk, Here, dat ons sal terugkeer na U toe, dat ons sal ontslaa raak, Here, vir al die afgode en die drekgode, al die dinge wat ons voor ons eie aangesigte gesit het. Want Here, die duiwel gebruik dit om ons te verlei en ons vas te klem in die wêreld, sodat ons nie tyd het vir U nie. Dat mense nie hulle Bybel kan lees, sodat U met hulle kan praat nie. Mense nie geestelik moet groei nie, nie in geloof moet groei nie. Maar ek bid vir genade, ek bid ook vir ons land, Here. Ag Here, ons land, ons wêreld is in die moeilikheid. Die duiwel het die oormag gekry, en soos 2 Korinte 4:4 sê, hy het die harte van die ongelowiges verblind, hy het dit toegemaak, sodat hulle nie moet sien nie, nie moet glo nie, en nie tot redding moet kom nie. Maar Here, dit is ook die kerk, dit is nie net die wêreld nie, dit is nie net die ongelowiges nie. Daar is soveel van U kinders wat die woord hoor en hoor en hoor, maar dit is asof die woord net nie ingaan nie. Asof hulle oë ook verblind is en hulle harte verhard is en hulle ore doof geword het, Here. Maar ek vra vir genade, want U woord sê elkeen van ons kan net onsself red. Here, help ons om terug te keer na U toe. Help ons om daadwerklik werk te maak van hierdie saak, terwyl daar nog tyd is. Dankie Here vir U geduld met ons. Dankie vir U genade. Dankie vir die reën, Here. Dankie vir elke seëning. Dankie dat U ons dra van dag na dag. Dat U ons paaie gelyk maak en ons lei deur die Gees. Dankie vir U getroue genade en liefde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.